Ons leef in 'n wêreld van eerste indrukke. Dit is dalk 'n foto op Instagram, 'n profiel op LinkedIn of 'n video op TikTok. En binne 'n paar sekondes het ons besluit wat ons van iemand dink. Maar die Bybel herinner ons vandag dat kyk nie altyd sien is nie. En dat God na die hart kyk terwyl ons as mense na die uiterlike kyk. Goeiedag, liewe vriend, en welkom by vandag se geleentheid. Dit is vir my lekker om vandag ook so saam met jou uit die woord van die Here te hoor hoe hy deur die geskiedenis al 'n plan het en in mense se lewens teenwoordig is. Ons is nog in lydingstyd, en lydingstyd is die tyd waar ons as kerk saam beweeg deur Bybelverhale op pad na Jerusalem toe. Dit is 'n tyd waarin die kerk doelbewus stadiger lees, nie net om die einde van die verhaal te bereik nie, maar ook raak te sien hoe God deur die loop van die geskiedenis sy plan laat ontvou. Wanneer ons vandag so saam uit 1 Samuel 16 lees, dan bevind ons onsself in een van hierdie draaipunte in Israel se geskiedenis. Dit is die verhaal van Samuel en hierdie verhaal neem ons dan nou ook terug na 'n tyd waarin die volk Israel nog probeer het om hulle identiteit voor God en hulle verhouding voor God uit te werk. Dit help ons verseker om net meer mooi te onthou hoe hierdie verhaal van Samuel nou loop. Samuel was as 'n baie jong seun geroep om die Here te dien deur as profeet en rigter vir sy volk op te tree. God gebruik hom om die volk te leer om ook aan God self gehoorsaam te wees. En dan later kom daar dan 'n nuwe fase in die volk se verhaal. Die volk nader Samuel as 'n volksleier en nader hom met hierdie versoek dat hulle graag 'n koning wil hê soos al die ander nasies rondom hulle. As mens nou die verhaal 'n bietjie verder wil terugvat, na daar waar die volk klaar in die woestyn getrek het en onder leiding van Joshua dan deur die Jordaan rivier in die beloofde land ingetrek het, dan hoor ons daar hoe hulle self daar vestig. Maar op daardie stadium van die volk se verhaal was daar nog nie konings gewees nie, daar was net rigters. Dit was volksleiers wat spontaan na vore gekom het. Hulle is nie aangewys of verkies om leiers te wees nie. Dit was maar net iemand wat leiding geneem het en die volk het hulle leiding aangeneem. Maar nou kom die volk na Samuel toe in daai punt van die verhaal en hulle sê, ons kyk na al die nasies hier rondom ons en hulle het konings, hierdie spogbeelde van mag, 'n beeld wat iets van die volk wil wys. Hulle wil nou ook so 'n mooi magsbeeld hê, 'n koning. Daarom gaan praat hulle met Samuel, wat in daardie stadium dan een van hulle rigters was. Die volk wys toe vir Saul aan, uit al die stamme van Israel, as die een wat hulle graag as hulle eerste koning wil hê, en die Here keer hierdie besluit goed, en Samuel self salf dan vir Saul as die eerste koning. En vir 'n tyd lank lyk dit asof alles mooi in plek val. Dit gaan goed. Israel het nou 'n koning, die volk het iemand wat hulle kan lei en die verhaal beweeg vorentoe met groot afwagting. Maar soos wat ons verder dan deur Samuel se verhaal lees, sien ons hoe die spanning dan op 'n stadium begin opbou in die verhouding tussen Samuel en Saul en hulle verhouding met God, en die koningskap wat met soveel hoop begin het, raak al hoe meer ingewikkeld. Besluite word geneem, die vertroue word getoets en uiteindelik kom die verhaal by 'n punt waar dinge nie meer so rooskleurig is soos wat dit in die begin was nie. Saul se koningskap word deur die Here verwerp as gevolg van sy ongehoorsaamheid en Samuel voel dat hy in daardie stadium sy volk in die steek gelaat het. En dit is hier waar ons vandag weer gaan begin lees in 1 Samuel 16.
Daar staan Samuel op die kruispad in Israel se geskiedenis. Die volk het nou reeds hulle eerste koning gehad, die hoop van 'n nuwe begin stadig deur hulle vingers gly, en tog is God nog nie klaar met sy volk nie, en klaar met hulle verhaal nie. Kom ons kyk wat staan in hierdie gedeelte, en ek gaan, omdat dit 'n verhaal is, dit so verhalend lees ook, so ek gaan so 'n stukkie lees, en dan gaan ons verder, soos jy saam met my uit jou Bybel uitlees, hou hom maar vir 'n oomblik oop, totdat ons by vers 13 kom. So ek lees uit 1 Samuel 16, van vers 1 af. Die Here het vir Samuel gesê, hoe lank gaan jy nog treur oor Saul? Dit is ek wat hom verwerp het as koning oor Israel. Vul jou horing met olie en vertrek. Ek stuur jou na Isaai van Bethlehem, want tussen sy seuns het ek vir my 'n koning gesien. Samuel is hier 'n bietjie teleurgesteld in die hele Saul situasie. Die hoop wat hy gehad het in hom dat hy tog 'n goeie koning sou wees, is besig om te vervaag. Ten spyte van die feit dat die volk God as hulle oppergesag, as hulle koning verwerp het deur te vra vir 'n ander aardse koning, het God in sy groot genade en met sy geduld met ons ou mensdom, het hy die beste van hierdie saak gemaak. Dit het vir 'n ruk lank goed gegaan met hulle, maar Saul se ongehoorsaamheid het hulle toe op 'n plek gebring waar alles omgekeer het. Samuel kon net nie oor hierdie teleurstelling kom nie. Hier teen die einde van hoofstuk 15 staan daar, hy het van hom af weggegaan en tot die dag van sy dood het hy nie weer vir Saul gesien nie. Met God se groot geduld ontmoet hy vir Samuel hier in sy smart en dan tel hy hom weer op. Die Here se woorde aan Samuel is vertroostend deur hom daaraan te herinner dat Saul hom verwerp het, en net soos die volk ook vir God verwerp het, en dat hy dit nie persoonlik moet opneem nie. Dis so amper asof die Here vir Samuel hier wil sê, dis nou genoeg. Staan nou maar op, vee jou trane van jou wange af, ons het nog werk om te doen. Ek weet jy treur, maar dit kan nie daar stop nie, ons moet aanbeweeg. Die vraag is nie hier, of hierdie teks vir ons wil sê dat God nie daarvan hou as mense treur nie. Die vraag is egter hier, wanneer raak mense rousmart so erg dat 'n mens hoop verloor? Wanneer word dit so erg dat 'n mens begin om te sien hoe hierdie wanhoop jou lewe van binne af begin opvreet? Dis nie dat God nie ons wil toelaat om nie te treur nie. Dit moet mens net nie op 'n plek los wat jy hopeloos voel of heeltemal op 'n hoopverlaatse vlakte sit nie. En dit is wat op daai stadium met Saul gebeur het. Want jy sien, met Samuel gebeur het. Samuel was so gefokus op hierdie mislukking van die hele Saul situasie. Hy was so toegespits op dit wat verkeerd geloop het, dat hy heeltemal hoop verloor het. En wanneer God dan kom om ons vry te spreek en vry te maak, wil hy ons ook vry maak van hopelose situasies deur vir ons nuwe hoop te gee. Jy sal dalk onthou, so 'n paar jaar gelede het daar 'n video die ronde gedoen van Marlies wat op 'n fiets ry. Marlies is op 'n rugbyveld besig om te leer om fiets te ry, en dan wys die video so hoe sy afstuur op die rugbypale. En ek kan myself voorstel hoe sy daar na kop vir haarself sê, moenie teen die paal vasry nie, moenie teen die paal vasry nie, moet net nie teen die paal vasry nie, en dan boem, dan ry Marlies daar teen die paal vas. Op 'n groot rugbyveld van 140 by 70 meter, ry Marlies teen 'n paal vas, wat sekerlik nie groter as 30 cm kan wees nie. Dit is amper asof die ding waarop jy fokus om te vermy jou juis intrek. En hier is die waarskuwing. Dit is waarteen God ons waarsku in hopelose situasies.
Ons paie loop na die dinge toe waarop ons gefokus bly. Hoe gereeld gebeur dit nie ook met ons, dat ons so toegespits is op die dinge waaroor ons treur nie, die mislukte verhoudings, die mislukte besighede, die werksgeleenthede wat by ons verbygegly het. Hoe dikwels is ons so gefokus op ons rousmart, dat ons die hoop van die Here verloor. Daar's niks fout daarmee om te treur nie, verstaan my reg. Die vraag is, wanneer word dit 'n bedreiging vir ons hoop? Wanneer skeer dit ons weg van die roeping wat ons van God ontvang? Die Here gee uitkoms vir Samuel se smart. Sy antwoord vir Samuel is aksie. Staan op, maak jouself gereed, kry jou horing, maak hom vol olie en gaan na Bethlehem toe, want daar in Bethlehem het ek nog 'n plan. Kom ons lees verder van vers 2 af. Maar Samuel het gesê, hoe kan ek gaan? As Saul daarvan hoor, sal hy my doodmaak. Toe sê die Here, 'n verskalf moet jy saam met jou neem en dan moet jy sê, om aan die Here 'n offer te bring, dit is waarvoor ek gekom het. Nooi jy dan vir Isaai na die offer en ek sal jou meedeel wat jy moet doen. Jy moet vir my die een salf wat ek vir jou sal sê. So 'n bietjie van Samuel se laaste snikke, 'n laaste verskoning om nog so kort rukkie net weg te skram van die Here se plan af. Maar die Here bly roep met sy plan. Geen verskoning wat Samuel op hierdie stadium kan uitdink, gaan die Here se plan in die wiele ry nie. Hier skyn so klein bietjie 'n klein geloof in Samuel deur. Hy wat 'n man van God is, vertel die teks vir ons, vrees nou 'n aardse koning en vergeet God se groot werk wat hy reeds in hom gedoen het. Ek wonder of Samuel, toe hy hier bang en onseker was, onthou hoe die verhaal afgespeel het toe die Here hom die eerste keer geroep het. Aan die einde van Eli se lewe, toe hy oud en blind was, en die volk maar net 'n ou vaal liggie van God se hoop oorgehad het. In daardie omstandighede word Samuel die eerste keer geroep, en dan pak hy vol waagmoed en vertroue sy taak aan om hierdie volk te lei. Ek wonder of Samuel in sy ongelowige oomblik gedink het aan die pad wat die Here met hom gestap het tot dusver, en keer op keer vir hom bewys het dat hy in beheer is. Mis ons nie ook maar partykeer die hoop nie, veral wanneer ons net vaskyk aan die wanhoopige situasie en ons vergeet dat God 'n pad lank al met ons stap en keer op keer ook vir ons bewys het dat hy uitkoms bring, dat hy in beheer is. Niks hiervan gaan die Here se plan stop nie. Staan op, sê hy vir Samuel, en gaan na Bethlehem toe, want ek het nog 'n plan. Van vers 4 af, Samuel het gedoen wat die Here gesê het. Toe hy in Bethlehem aankom, kom die oudstes van die stad hom bewend tegemoet en vra, beteken u koms vrede? Hy het gesê, ja, vrede, om aan die Here 'n offer te bring, dit is waarvoor ek gekom het. Heilig julleself en kom saam met my na die maaltyd offer. Hy het Isaai en sy seuns toe geheilig en hulle na die maaltyd genooi. Toe hulle inkom en hy vir Eliab sien, het hy gedink, sekerlik hier staan voor die Here sy gesalfde. Maar die Here het vir Samuel gesê, moenie na sy voorkoms en sy reisige gestalte kyk nie, want ek het hom afgekeer. Dit gaan immers nie oor wat die mens sien nie, want die mens kyk na wat hy sien, maar die Here kyk na die hart. Samuel voer die Here se plan uit en hy gaan na Bethlehem toe om vir Isaai daar te gaan ontmoet. En hier begin die toneel dan nou afspeel waar die nuwe koning gekies moet word. 7 van Isaai se seuns word so aan Samuel voorgestel en hy begin by die mees voor die hand liggende kandidaat, die oudste seun van Isaai, Eliab. Die oudste is mos maar gewoonlik die opvolger as die familiehoof, of in koninklike huishouding is dit die mees waarskynlike een wat die troonopvolger gaan wees. En boonop sê die teks ook vir ons dat hy mooi en lank was, net soos wat Saul is.
goeie pas vir 'n koning wat sy volk in gevegte moet gaan lei en wat hierdie spogbeeld van mag en krag moet wees vir 'n volk. Die Here sê vir Samuel, nie weer nie. Ons gaan nie weer 'n koning kies net omdat hy vir ons lyk, aan sy uiterlike voorkoms lyk, asof hy 'n goeie koning gaan wees nie. Die volk het daardie fout gemaak met Saul en God het hulle besluit geseën, maar die Here en Samuel albei weet hoe het dit vir hulle uitgedraai. Ek kyk anders die keer, sê die Here. Ek soek die keer na 'n ander eienskappe in 'n koning. Dalk nie soos wat mense gewoond is nie aantreklik of groot of lang gebou nie. Ek wil nie na die uiterlike kyk nie, want dit het ons die vorige keer duur gekos. Die keer wil ek na die hart van die persoon kyk. Miskien as ons hierdie keer 'n persoon kies wat sy hart reg is, dan is dit vir ons beter as iemand wat sy hart eers deur God toegerus moet word om 'n goeie hart te hê soos Saul. Miskien sal 'n persoon met 'n goeie hart nie ingee vir die versoekings nie. Miskien sal 'n goeie hart die sleutel wees tot sukses wat hierdie volk en 'n koning nodig het. Het is interessant hoe ons in ons volksmond dink aan ons hart as die oorsprong of die plek van oorsprong vir al ons emosies. Wanneer jy hartseer is, dan sê jy mos nou, jou hart is gebreek. Wanneer jy bly is, dan sê jy, iemand het jou hart bly gemaak. As jy verlief is, kry jy hartkloppings. In antieke Hebreëus word die hart nie beskou as die setel van jou emosies nie, maar eerder die setel van jou wil. Met die Here in jou hart soek jy na die wil van God. Dit is die oorsprong en die dryfveer van jou lewe, die setel van jou wil en strewe wat bepaal hoe jou lewe gaan lyk. God soek na 'n koning deur in sy hart te kyk. Wat is sy wil en strewe? Die Here keer die lang aantreklike oudste seun van Isaai af wat die mees voor die hand liggende kandidaat is. So Samuel gaan dan verder af in die ry. Isaai roep toe vir Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan. Maar hy het gedink, ook hierdie een het die Here nie gekies nie. Daarna het Isaai vir Sama laat verbygaan, maar hy het gedink, ook hierdie een het die Here nie gekies nie. So het Isaai dan 7 seuns voor Samuel laat verbygaan, maar Samuel het vir Isaai gesê, die Here het hulle nie gekies nie. Samuel vra toe vir Isaai, is dit al die jong manne? Hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar kyk, hy is besig om die kleinvee op te pas. Toe sê Samuel vir Isaai, laat haal hom, want ons gaan nie eet voordat hy nie aangekom het nie. Shame. Die jongste seun is die heel onwaarskynlikste opsie. Behalwe vir die feit dat hy laaste in die ry staan vir enige erfporsie, enige gesagsposisie in hierdie gesin, het hy boonop ook die mees eenvoudigste en soms ondankbaarste taak om die kleinvee op te pas. Daar eenkant geskuif uit die oog uit, daar waar hy die minste skade kan doen, en heeltyd in die geselskap van slawe. Hy is so onbelangrik, hy word nie eers genooi vir hierdie ete waar Isaai en al sy seuns genooi is nie. Boonop is hy nog heeltemal te jonk om 'n koning te wees. Isaai het na sy seuns gekyk en sy seuns het onder mekaar na hulle broers gekyk en nie een van hulle het gedink dat die jongste enigsins iets werd is om eers vir hierdie ete genooi te word nie. God kyk anders. Hy kyk uit 'n ander hoek uit na hierdie hele situasie. Hy het dit toe gedoen en hom toe laat inkom. Die seun was rooierig met mooi oë en 'n goeie voorkoms. Die Here sê toe, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel het die horing met die olie geneem en hom daar tussen sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af en ook verder van Dawid besit geneem. Samuel het toe opgestaan
en na Rama gegaan. Ons lees tot sover. Het jy dalk vanoggend opgelet dat die skrywer van hierdie teks doelbewus gewag het tot aan die einde van hierdie verhaal om vir die eerste keer Dawid se naam te noem? En ek het met groot versigtiging en fyn beplanning 'n wag vir my eie mond geplaas om ook nie Dawid se naam te verklap nie, juis om die outeur se skryfstyl van afwagting reg te laat geskied. Dis doelbewus so geskryf dat ons iets van Dawid se identiteit en sy minderwaardigheid in die gesin besef. 'n naamlose seun, nie eers die moeite werd om na die ete toe genooi te word nie, word ook nie soos sy pa en sy broers voor hierdie offer deur Samuel gereinig nie, maar hy word gesalf as die koning van God se volk Israel. God kyk anders. Hy het na sy hart gekyk, sy wil en sy strewe. Liewe vriende, dit is die keerpunt in Israel se verhaal wat die koers vir die volgende paar eeue gaan bepaal. Uit die nageslag van hierdie naamlose jong man, die mees onwaarskynlikste kandidaat, is daar in die stad van Bethlehem 'n koning gebore, koning van hoop, ons verlosser en Here Jesus Christus. Ja, dit is waar dat Dawid maar ook maar net 'n mens was en sonder om hom met hierdie rooskleurige potlode as hierdie superheld te skets, weet ons dat hy ook so Samuel maar foute gemaak het. En dat hy ook so Saul homself oorgegee het aan sy eie menslike wil, maar so ook weet ons dat God vir byvoorbeeld Moses gebruik het. Moses wat gehakkel het en wat 'n humeur gehad het. God het ook vir Jakob gebruik, alhoewel Jakob die een was wat gejok het. Jona, 'n ander karakter in die Bybel, hardloop weg van God af, maar God roep hom steeds. Thomas twyfel na die opstanding van Jesus, Paulus was 'n vervolger van die kerk, en Dawid kon die ander man se vrouens uitlos nie. Maar God het hulle raak gesien. Hy het anders na hulle gekyk en hy het hulle by die naam geroep en vir hulle 'n taak gegee, hulle gebruik. Liewe vriende, dit is die wonderlike goeie nuus wat ek vandag vir jou wil gee oor hoe God jou roep as 'n gelowige. As ons terugdraai na hoe hierdie verhaal begin het vanoggend met die Here wat vir Samuel sê, ek weet jy sit nou in sak en as, maar ek is nog nie klaar met jou nie. Dan hoor ons ook hierdie belofte uit hierdie teks uit vir ons. Dis waar vir ons, dis ons hoop. Vir so lank as wat jy asemhaal, het God nog 'n plan om te maak. God gebruik die onwaarskynlike opsies. Dit moet vanoggend vir jou die waagmoed en eintlik ook so klein stukkie onskuld gee wat Dawid gehad het, die een wat 5 gladde klippies opgetel het as 'n klein seentjie en teen 'n reus opgestaan het en met 1 klippie hierdie reus platgeslaan het. Ons kyk baie keer na onsself en dan dink ons, nee Here, nie ek nie asseblief. Daar's soveel ander mense wat U eerder kan gebruik. Soveel ander mense met meer kennis, beter passies, 'n sagter geaardheid, iemand wat dalk net beter met ander mense kan werk, meer meegevoel kan toon. Maar God kyk anders. Hy kyk uit 'n ander hoek uit na jou as 'n instrument in sy hand wat hy kan gebruik, vir jou kan gebruik, met al jou gawes op die plek waar hy jou nodig het. Hy sien die kant van jou raak, jou gawes en jou passies en jou wil en jou strewe, wat ander mense miskyk, wat jy selfs soms miskyk. Dit is deel van hierdie verlossing wat ons ontvang in Jesus Christus. Ons word heeltemal vrygemaak van die lense wat die wêreld gebruik om na ons te kyk. Ons word vrygemaak van die lense wat ons self gebruik om na ons te kyk. En hoe die wêreld vir ons wil vertel wat dit is wat ons kan doen en wat ons nie kan doen nie. Die uitnodiging van God is om uit die as uit op te staan, om jou kleed van mislukkings uit te trek, die roukleed wat jou met kere weghou van God af.
Die kleed wat jy aangetrek het toe jy teleurstellings beleef het, heeltemal tersyde te stel en te gaan soek na die nuwe hoop wat ons ontvang in God. Om weg te doen met die skuldgevoelens dat jy ergens in jou lewe gesondig het of God teleurgesteld het. En ook om jouself doof te hou vir die stemme wat vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie. Nie goed genoeg vir mense nie en nie goed genoeg vir God se genade nie. Gelowige, want jy is. God wys dit vir ons in hoe hy in mense se lewens aktief besig is, nie net vandag nie, maar reg deur die geskiedenis, hoe hy iets van sy karakter in ander mense se lewens openbaar. Dis God se hart, sy wil en sy strewe vir jou om vry te wees en om as 'n vry instrument in sy hand 'n verskil te gaan maak in sy koninkryk. In hierdie lydenstyd kry ons weer die geleentheid om opnuut net te leer kyk na ons eie harte en na God se roeping vir ons lewe. Liewe vriende, die wonder van hierdie verhaal is nie net dat 'n jong skaapwagter koning geword het nie. Die wonder is dat God anders te gekyk het as wat die mens gekyk het. Isaai kyk na sy seuns en hy sien die sterkste. Samuel kyk en hy sien die mees waarskynlike kandidaat, maar God kyk en hy sien die een wat niemand raak gesien het nie. Hy sien die jongste, die een wat daar by die skape was, die een wat nie eers vir die ete genooi is nie. En dit is hoe God nog altyd gewerk het. Toe Jesus se disippels daar by sy kruis gestaan het, en hulle sien daar maar net 'n man wat aan 'n kruis hang, het hulle 'n nederlaag gesien. Hulle het die einde gesien van 'n lewe. Maar God het verlossing gesien. Daarom kan ons vandag weet, selfs wanneer ons net mislukking sien God steeds 'n toekoms en kan ons aan daai stuk hoop vashou, want God kyk anders. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, U sien verder as wat ons kan sien. Waar ons na voorkoms kyk, kyk U na die hart. Waar ons mense beoordeel volgens wat ons kan sien, ken U die diepste waarheid van elke lewe. Ons kom vandag na U toe en erken dat ons dikwels oppervlakkig kyk. Ons raak maklik vasgevang in dit wat indrukwekkend lyk, in dit wat sterk en suksesvol voorkom, en soms mis ons die dinge waarin U werklik werk. Here, leer ons in hierdie lydenstyd om anders te kyk. Gee vir ons oë wat die wêreld sien soos wat U dit sien. Gee vir ons harte wat oop is vir dit wat U in ons en deur ons wil doen. Stroop ons van dit wat ons vashou, Here, en ons wegtrek van ons roeping af. Maak ons vry van dit wat ons laat fokus op onbelangrike dinge, sodat ons met oop harte kan leef voor U aangesig. En wanneer ons na die kruis kyk, Here, help ons om nie net die lyding en die nederlaag te sien nie, maar om raak te sien hoe U juis daar besig was om nuwe lewe en hoop vir hierdie wêreld te bring. Lei ons deur die Gees, sodat ons mense kan wees wat met geloof kyk, met hoop leef en met liefde dien. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.